Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier. Dis baie lekker om almal van julle te sien. Die jaar is nou volstoom aan die gang met die skole wat begin het. Ons kategese wat vanoggend begin en dis lekker om julle almal hier te sien. Dis ook lekker om die kerk so vol te sien en vir almal wat weg was, wil ek ook sê baie welkom terug. Ek hoop hierdie jaar wat vir julle voorlê is 'n wonderlike en 'n geseënde jaar met baie voorspoed. Maar my grootste gebed vir hierdie jaar is dat elkeen van ons sal terugkyk aan die einde van 2026 en sal sê, ek het nader gegroei aan die Here. Ek het gegroei in kennis, ek het gegroei in geloof, ek het gegroei in verhouding en ek het gegroei in liefde. Mag die Here ons seën en mag dit 'n pragtige jaar vir u wees wat voorlê. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Here, partykeer voel dit asof dit die enigste woorde is wat ek kan uitkry. Partykeer voel dit, Here, asof dit alles wat ek kan sê. Here, partykeer is hierdie woorde so reël, so ernstig en so konkreet in my lewe dat ek selfs nie kan bid nie. Here, partykeer is dit so seer hier in my hart dat ek nie meer trane het om te huil nie. Partykeer is die seer so diep, Here, dat ek nie vir iemand kan vertel nie. Partykeer laat die kommer my wakker lê in die aand. Ja, Here, en in 'n koue sweet van angs uitslaan. En al wat ek kan sê is ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Here, en vanmôre as ons na hierdie gebedsversoeke kyk, Here, dan is daar vanmôre mense wat hierdie gebed in hulle harte ronddra. Mense en families wat niks anders kan sê as net, Here, waar sal my hulp vandaan kom nie? En dankie dat ons as medegelowiges vandag, al ken ons hulle nie, Here, vir hierdie gelowiges, vir hierdie broers en susters in Christus kan kom intree. Here, vir elkeen wat vanmôre nie kan bid nie, wil ons bid. Vir elkeen vanmôre wat nie meer kan huil nie, wil ons treur. En daarom kom ons vanmôre en sê, Here, ons weet waar ons hulp vandaan kom. Want ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n wonderlike loflied saam. Ons het lekker gesing vanoggend. Broers en susters, en ek wens u kan vanoggend voorgestaan het om die krag van die lofprysing te voel. En ek wil vra, kom ons begin met 'n loflied. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Ek wil vra, kom ons staan, dan sing ons lied 205 net die eerste vers. Lied 205 staande die eerste vers hartlik saam. Die vraag wat ek dink diep in elke mens se hart leef vanoggend, is die vraag, wat het die wêreld nodig? As ons kyk na die wêreld en ons kyk na dit wat rondom ons aangaan, broers en susters, dan vra ons baie keer, wat moet gebeur dat die wêreld verander? En op 'n manier vra 'n fariseer eendag hierdie vraag vir Jesus. Hy vra vir Jesus, wat is die grootste gebod in die wet? En God gee sy wet vir ons, sodat ons as gelowiges, sodat ons as mense op aarde so kan leef, dat ons die skepingsdoel van God kan verwesenlik, en in harmonie met medemens, met God en die skepping kan leef. En as ons vanmôre wil vra,
wat moet verander in die wêreld om van die wêreld 'n beter plek te maak? Dan is die antwoord ek en jy. Want hoor wat sê Jesus, as die fariseer vir hom vra, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Vir die wêreld om te verander, moet ander mense nie verander nie. Vir die wêreld om te verander, moet ek verander. Kan nie by jouself indink, watter verskil in Bethlehem en omgewing sal plaasvind, as elkeen wat vanmôre in hierdie diens is, net by hom en haarself besluit, ek sal die Here lief hê bo alles, en ek sal my naaste lief hê soos jouself. Nie wag dat ander eers doen nie, maar dat ons eers doen. Ek gaan nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Gods wet vra al ons liefde, vir hom ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons sing lied 250, die 5de vers. Lied 250, die 5de vers. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Johannes uit. En ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 6, vanaf vers 1 is op bladsy 129 in my Bybel. Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 1, bladsy 129 in my Bybel. En die tema is brood en vis op die walle van die see van Galilea. Terwyl ons so sit, kom ons raak stil voor die Here. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, hoe wonderlik is dit vanmôre om U naam aan te roep, saam met medegelowiges. Here, om vanmôre met sang ons harte na U te kan rig. Here, baie keer gaan 'n mens in die oggend net aan met jou lewe, en so het ons vanoggend hier in die kerk ingekom. Maar Here, uit die oomblik toe ons begin sing het ons U begin voel, beweeg in ons harte. U is daar, Here, elke oomblik van die dag. Maar partykeer wanneer ons sing, Here, dan raak ons gedagtes net meer bewus van hoe naby U aan ons is. Hoe groot U is, hoe kragtig U is. En Here, daarvoor wil ons U dank. Dankie Here dat ons vanmôre hierdie voorreg kan hê om so by mekaar te kan wees, om ook die begin van 'n nuwe kwartaal hierdie week te kon vier in ons skole, maar ook vanmôre ons kategese wat afskop. En ons wil bid Here dat elke kind, elke kategeet wat hier is, deur U aangeraak sal word in hierdie jaar. Here, mag U woord vanmôre in ons leef. Breek vanmôre U brood vir ons oop. Here, ons sit vanmôre aan die walle van Galilea, aan die see van Galilea, en U kom en U breek die brood vir 6000 mense voor U, gee U kos met 5 brode en 3 visse. En Here, ons wil vra vanmôre, breek ook hierdie lewensbrood vir ons. Here, voed ons ook vanmôre met hierdie 5 brode en visse, dat ons siele versadig sal word en sal oorloop van U genade. Ek vra, maak ons nou kalm, Here, in hierdie oomblik, in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam met Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 1.
Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus: "Waar kan ons gaan brood koop sodat die mense kan eet?" Dit het hy gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe en sê: 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om vir elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, vir Jesus: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, 'n baie bekende gedeelte. 'n Gedeelte wat ek seker is almal van ons al 'n paar keer in ons lewe gehoor het, en 'n gedeelte wat ons vir ons kinders van kinderbybeltyd af leer. Maar ek wil hê jy moet vanmôre vir 'n oomblik u verbeelding saam met my gebruik. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik vanmôre u verbeelding so bietjie moet laat gaan. Want ek wil hê jy moet vanmôre dink oor die vraag: hoe moes dit gevoel het 2000 jaar gelede om daar aan die walle van die see van Galilea te sit en met jou eie oë te sien hoe Jesus 5 broodjies neem, bid daarvoor, dit breek en aan 5000 mans alleen, kom ons sê 8 na 9000 mense een vir een uitdeel. Dink vir 'n oomblik in, hoe moes dit gevoel het om aan daardie walle te sit en om van daardie brood wat Jesus gebreek het in jou hand te neem en daarvan te eet. En ek wil hê jy moet een van die 2 stukkies brood vanmôre in jou hand nou vat. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik verbeel dat hierdie stukkie brood 'n stukkie is van daardie brood. Verbeel jouself vanmôre, jy sit daar aan die walle van die see van Galilea en jy sien fisies hoe Jesus 5 broodjies vat en hy breek dit en hy gee vir jou 'n broodjie vanmôre. Eet vanmôre hierdie broodjie en verbeel jouself, dit is daardie brood wat Jesus gebreek het. Broers en susters, ek dink om daardie oggend daar te moes gewees het, moes seker een van die fenominaalste belewennisse in 'n menselewe gewees het. Ek dink om fisies die wonderwerk van die vermeerdering van die brode en die visse voor jou oë te sien gebeur, moes een van die wonderlikste oomblikke in die lewe gewees het. En die naaste wat ons vanmôre daaraan kan kom, is om hierdie stukkie brood te vat en onsself te verbeel dat ons vanmôre in die teenwoordigheid van Jesus sit. Dat ons vanmôre daar sit terwyl hy besig is om die brood te breek en dit vir my en vir jou te gee. En wat ons vanmôre gaan doen, is ons gaan uit die evangelie van Johannes uit bietjie dieper indelf in hierdie gebeurtenis. En ek wil u nooi
om homself heeltyd te herinner in die preek, dat hy aan die walle van die see van Galilea sit, dat Jesus hier voor jou sit en jy sien hoe hierdie dinge besig is om te gebeur, want Johannes is 'n ongelooflike vaardige skrywer en storieverteller. As jy nou na 'n skrywer wil kyk in die Bybel, wat 'n storie oordentlik kan vertel, dan is dit Johannes. Want Johannes het 'n manier om nie net die feite van 'n storie te vertel nie, maar om in hierdie feite allerlei diep verweefde betekenisse in te weef. En wat ons vanmôre gaan doen is, ons gaan so 'n bietjie hierdie wonderwerk van Jesus bietjie dieper in delf. Ons gaan hierdie draadjies wat Johannes in hierdie tapisserie van die wonderwerk inweef, gaan ons vanmôre so 'n bietjie lostorring en daarna kyk. Terwyl ons hier op die oewer van die see van Galilea sit. En terwyl ons luister na hoe Johannes hierdie verhaal vertel. En my gebed is dat die Here vanmôre u asem 'n paar keer sal wegslaan. My gebed is dat die Here vanmôre 'n paar keer u hart sal aangryp en net die diepte van sy liefde en sy genade sal verstaan. Nou die eerste belangrike ding wat ons in hierdie verhaal lees, as jy kan vanmôre u Bybels oophou, is daar in vers 4. Johannes maak 'n interessante opmerking. Die ander evangelie sê dit nie. Johannes sê die Paasfees van die Jode was naby. Nou dis 'n baie belangrike ding, want jy sien die Paasfees in die Joodse tradisie was 'n geweldige belangrike fees om te vier. Dit was die fees wat gevier is elke jaar in die gelowiges om die uittog uit Egipte uit te vier. So elke jaar het die Jode die Paasfees gevier en dit was 'n herinnering dat God die volk Israel uit Egipte onder Moses na die beloofde land gelei het. So Paasfees was daardie viering en nou lees ons hier in Johannes, die Paasfeestyd het naby gekom. Dis 'n geweldige belangrike opmerking. Want met hierdie viering wil Jesus iets belangriks kom sê. Jy weet, die Jode was baie ingestel op feesdae en hulle die simboliek daarvan verstaan. En wanneer Jesus hierdie wonderwerk doen, en dis nie net toevallig nie, doen hy dit om 'n baie spesifieke boodskap aan die Jode te bring. Hy doen dit naby die Paasfees om die Jode juis in hierdie gedagtegang is van God het ons verlos, kom Jesus en hy sê vir hulle, ek het gekom om julle te verlos. Nou let op net 2 verse voor dit, hoe Johannes hierdie gedeelte koppel en op 'n manier simbolies laat inval by die uittog uit Egipte uit. Dit is ongelooflik interessant. Hy sê in vers 2, 'n groot klomp mense het agter Jesus aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat Jesus aan siekes gedoen het. Op 'n vaardige manier koppel Johannes hierdie mense wat agter Jesus aankom want hulle sien hom wonderwerke doen, aan die mense wat 1000 jare terug agter Moses aangetrek het omdat hulle hom wonderwerke sien doen het. Want dis Jesus wat vir die mense wil sê, net soos Moses julle uit die slawerny van Egipte uit bevry het, het ek gekom om julle uit die slawerny van die greep van sonde te kom bevry. Jy sien, hierdie wonderwerk is nie net 'n wow ervaring nie. Hierdie wonderwerk dra 'n dieper betekenis. Die betekenis waar Jesus wil sê, hierdie brood wat ek breek, en ons gaan nou daarby kom, is die teken dat ek julle wil vrymaak van die straf van sonde en die greep van slawerny van sonde in jou lewe. Nou jy sien 'n interessante ding wat gebeur het met die Paasfees. Tot in hierdie tyd van Johannes, is die volk Israel het bloed teen hulle deurkosyne gesmeer van 'n lam. Jy sal onthou met die 10 plaag, net voor die 10de plaag plaasgevind het, gee God die opdrag en hy sê vir die Israeliete, elke huisgesin van Israel moet aan hulle deurkosyne bloed van 'n lam smeer. Dit is sodat die dag wanneer die oordeel kom, die laaste plaag sal plaasvind, God sal weet watter huisgesinne aan hom toegewy is, sodat die doodsengel verby sal gaan en nie die oordeel oor die Israeliete sal vertrek nie, maar oor die eersgeborenes van die Egiptenare. En nou kom Jesus en hy sê, van vandag af sal julle nie meer bloed teen julle kosyne by die huise smeer nie. Julle sal die bloed van die lam aan julle hart smeer. Julle sal nie meer op Paasfees en op ander tye die bloed teen die kosyne smeer nie. Nou sal julle die bloed van die lam Jesus Christus aan julle hart smeer.
En nou wil ek hê jy moet die tweede stukkie brood in jou hand vat. Ek wil hê jy moet baie mooi dink voordat jy die volgende doen, broers en susters. Die Here Jesus wil vanmôre vir jou kom sê, smeer die bloed van die lam aan jou hart. Die bloed wat gevloei het vir jou verlossing in die lewe. Die bloed wat gevloei het sodat jy losgeruk kan word uit die greep van sonde, smeer vanmôre die bloed van die lam Jesus Christus aan jou hart. En ek wil vra, as jy dit wil doen vanmôre, eet die tweede stukkie brood. As jy vanmôre voor die Here wil kom staan en sê, Here, ek wil u bloed vanmôre aan my hart smeer. Ek wil vanmôre, Here, voor u kom neerbuig en sê, vul my lewe, was my skoon, maak my nuut. Wil ek vra dat jy die tweede stukkie brood sal eet, want dis waaroor hierdie wonderwerk gaan. Het gaan nie net oor om 'n wow ervaring te kry waar mense sê, kyk, hier is 'n kulkunstenaar nie, maar is Jesus wat wil kom sê, die bloed van die lam, die liggaam wat later gebreek sal word aan die kruis, word jou verlossing. Smeer die bloed van die lam vanmôre aan jou hart. Die tweede belangrike ding. Johannes gaan aan. En hy sê in vers 5, toe Jesus rondkyk, sien hy dat daar 'n groot klomp mense agter hom aangaan. Nou broers en susters, die ander evangelies beskryf hierdie rondkyk, hierdie kyk op 'n baie mooi manier. Johannes verswyg so 'n bietjie die woord, maar jy kry in die woord rondkyk dieselfde idee. Die ander evangelies sê, Jesus het die mense sien aankom, en dan gebruik hy die Griekse woord splagnitzomai, hulle innig jammer gekry. Jesus het die mense raak gekyk. Jesus het die mens raak gesien wat aangestap kom. Ons leef in 'n wêreld, broers en susters, waar ons mekaar nie meer in die oë kyk nie. Ons leef in 'n wêreld wanneer ons mekaar sien, kyk ons oppervlakkig na mekaar. Ons vra vir mekaar, hoe gaan dit met jou? En sodra iemand sê dit gaan goed, dan is dit soos, dankie tog. Nou hoef ek nie te luister nie. Ek wonder hoeveel mense vandag hier sit baie eensaam in hulle binneste. Wat wil vra, Here, hoekom sien niemand my meer raak nie? Here, hoekom is ek so eensaam? En terwyl hierdie mense aangestap kom, broers en susters, staan Jesus en hy kyk rond en hy kyk die mense in die oë en hy kyk hulle siele raak. Daar's 'n ou gesegde wat sê, we are but dust, but in the eyes of God, we are gold dust. We are but dust. Ons is maar net stof, maar in die oë van God is ek en jy goudstof. Jy sien die brood in hierdie wonderwerk wat Jesus doen, word die simbool van Jesus wat jou diepste smagting in jou hart vanmôre raak sien. Die honger wat jy in jou hart het vanmôre, die grootste kommer waarmee jy vanmôre na hierdie kerk toe gekom het, die grootste kommer waarmee jy op jou knieë neerval of in die middel van die nag in jou bed rondrol mee, daardie kommer sien Jesus raak. Psalm 139, Here, U sien dwars deur my. Dis wat hierdie broodjie beteken. Die wonderwerk is nie net om te sien hoe groot God is nie, maar is om te sien dat God jou raak kyk. Dat hy jou nie miskyk nie. En baie mense wonder baie keer, maar hoekom gebeur daar nie wonderwerke in my lewe nie? Baie mense vra altyd, wat moet ek doen om 'n wonderwerk in my lewe te sien? En jy weet, ons leef in 'n wêreld en baie keer op sosiale media word hierdie vals aanname gemaak en ons sluk dit. En ek wil hê jy moet vanmôre vrykom van hierdie gedagte. Die wêreld sê om 'n wonderwerk in jou lewe te sien, moet jy net glo.
Jy moet harder glo. As jy die wonderwerk nie sien nie, is omdat jy nie genoeg glo nie. Dis die grootste snerp. Die woord leer dit nie. Want weet jy hoeveel kere in die Bybel gebeur wonderwerke in mense se lewens wat nie glo nie? Filippus. Jesus kom by Filippus en hy vra vir Filippus, waar gaan ons kos kry? Waar gaan ons heen kan gaan? Watter winkel kan ons kry om vir al hierdie mense brood te koop? Dan sê Filippus vir hom, Here, nee, dis onmoontlik. Selfs nie eers 200 mense se dagloon sal vir hierdie mense kan kos gee nie. Vir 'n stukkie brood kan gee nie. Nou as jy gaan uitwerk, 200 mense se dagloon kan omtrent 'n snytjie brood vir 2000 mense gee. Filippus het nie 'n bastion van geloof gehad nie. Maar dit keer nie God se wonderwerk nie. En dalk sit jy vanmôre hier en dink by jouself, Here, ek kan doen met 'n wonderwerk. Here, ek kan doen met 'n ingrype. Here, my finansies is beroerd. Here, my huwelik is in skerwe. My verhouding met my ouers, my verhouding met my kinders lê in flarde. Here, selfs 200 mense se dagloon is nie genoeg nie. As jy voel vanmôre dat jou geloof nie sterk genoeg is nie, kan jy nie die werk van God keer nie. Want hoor wat staan hier geskrywe. Daar staan geskrywe dat God het al reeds geweet, Jesus het al reeds geweet wat hy gaan doen. Nou, broers en susters, ek hoor 'n interessante storie van 'n vrou wat een oggend wakker word. Dis so naby haar verjaarsdag. Nou weet ek nie hoe is ander mans nie, maar ek is baie sleg met verjaarsdae. So gewoonlik as 'n verjaarsdag in ons gesin naderkom, dan word ek so nader aan die tyd herinner. En die beste ding, en ek wil nou vir julle sê, as jy ooit 'n rede soek om kerk toe te kom, veral vir die mans, is dit vir die verjaarsdae op die afkondigings. Jy kry 'n week voor die tyd 'n heads up van wanneer jou vrou of jou man of jou kinders verjaar. As dit is hoekom jy kerk toe kom, is dit 'n plus. Nou hulle vertel die storie van 'n vrou wat sy verjaarsdag naderkom. En sy wil baie graag 'n paar persente hê en sy staan die oggend op en sy kom by haar man en sy sê vir haar man, my liewe man, ek het gisteraand die vreemdste droom gehad wat ek in my lewe gehad het. En hy sê ja, sy sê ek het gedroom van die mooiste oorbelle. En ek het gedroom van die pragtigste parelhalssnoer en ek het gedroom van hierdie pragtige armband. My man, wat dink jy beteken daardie droom? En die man glimlag vir sy vrou en hy kyk haar so diep in die oë en hy sê vir haar, my vrou, jou verjaarsdag is naby. Wag tot by jou verjaarsdag, dan sal jy sien wat die droom beteken. En so kom die oggend van haar verjaarsdag en daar's 'n pakkie wat voor haar bed neergesit is van haar man en sy maak hom oop en sy begin hom so oop skeer en toe hom so oop skeer is daar 'n boek in. En die boek se titel is How to Interpret Your Dreams. Nou broers en susters, dis so tipies man en ons verstaan nie altyd nie. Ons kry dit partykeer verkeerd. Partykeer kry ons al die cues in die lewe en ons kry dit nog verkeerd, maar God kry dit nooit verkeerd in jou lewe nie. By God hoef jy nie te skimp nie. Daar staan baie mooi. Toe Jesus vir Filippus sê, waar gaan ons die geld kry? Toe staan daar, hy het al reeds geweet wat hy gaan doen. Reeds toe die mense aangestap kom, weet Jesus al wat hulle probleme is. En meer as dit, Jesus weet al wat die oplossing is. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, die oplossing is dalk nie wat jy gaan verwag nie. Maar dit waarmee jy aangestap kom vanmôre na die Here toe, dit is hy reeds al van bewus, want hy het al lankal deur jou gekyk. Maar meer nog, hy weet wat die oplossing is. En dan gaan ons aan na vers 8 toe. Na Andreas toe. Nou broers en susters, Andreas is een van die interessante figure in die Bybel. Ons weet nie verskriklik baie van Andreas nie. Ons lees net 2 plekke in die Bybel waar Andreas praat. Net 2 keer praat die disipel Andreas. Die eerste keer is in Johannes 1, hier by vers 39-40, waar hy met Petrus praat. En dan kom hy by Petrus en hy sê, Petrus, ons het die Messias gevind. En die tweede keer is hier waar Andreas praat. En dan sê hy net 1 sin. En hy sê, in hierdie sin, ek het 'n seentjie gesien met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat kan dit nou help?
Nou Andreas was nie 'n prominente mens en 'n baie prominente disipel gewees nie. Andreas was 'n doodgewone visserman gewees wat vis gevang het vir 'n lewe. Hy was nie 'n sterk leier gewees nie, broers en susters. En ons dink altyd ons moet sterk leiers wees en ons moet bastions wees vir die Here om te gebruik. Maar in Andreas kom wys die Here vir ons, hy gebruik gewone mense om sy koninkryk te bou. Twee interessante dinge van Andreas. Andreas was 'n disipel van Johannes die Doper. Dit beteken daar was 'n soeke na God, na Jesus. En tweedens, Andreas was die heel eerste disipel van Jesus, wat Jesus gevolg het. Nou ek wil hê jy moet twee dinge van Andreas raak sien. En jy moet onthou vanmôre, die Here bou sy koninkryk en sy kerk met gewone mense. Die Here gebruik doodgewone mense soos ek en jy om sy koninkryk te bou. En kyk wat gebeur hier. Die eerste ding, 'n ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir Jesus: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse." Jy weet, al wat Andreas doen is om te sê, Here, hier is 5 brode en hier is 2 visse. Met dit kan ek absoluut niks doen nie. Maar Here, as ek dit vir u gee, kan u ongelooflik baie daarmee doen. Andreas weet dat in sy hande kan 5 brode en 2 visse skaars 'n huishouding van 4 mense voed. Maar die oomblik wanneer hy dit gee in die hand van God, in die hand van Jesus, dan gebeur wonderwerke. En dis die eerste ding wat Andreas ons leer. As jy oorgee aan God, dis dan wanneer wonderwerke gebeur. Let go and let God. As jy jou broodjies en jou visse terughou, kan die Here dit nie gebruik nie. Andreas is heeltemal bewus dat Here, ek kan nie hierdie mense met hierdie kos gee nie. Maar u kan. En dan die tweede deel. Hy sê, maar wat is dit vir so baie mense? Nou ek wil vir julle 'n storie vertel. Ek weet nie wie van julle ken die geskiedenis en die agtergrond van die vlag van Skotland nie. Tannie Ria, staan nie vir my die eerste skyfie kan opsit. Daar's die vlag van Skotland. Ek weet nie wie van julle ken die geskiedenis van daardie vlag nie. Die geskiedenis van daardie vlag wat ons baie keer sien wanneer ons rugby kyk, het sy oorsprong in Johannes 6 vers 9. Weet jy dit nie? Johannes 6 vers 9 sê, dis Andreas se woorde, hy sê, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse, maar wat is dit vir so baie mense? Nou jy sien, dit is die woorde wat Johannes uiter. Nou, om hierdie vlag te verstaan, moet ons so klein entjie vorentoe spring in die toekoms in, 60 jaar om presies te wees. En Tannie Ria staan nie vir my daardie skyfie kan wys. 60 jaar na Christus word hierdie einste disipel Andreas gevange geneem. En omdat hy bely dat Jesus Christus die opgestaande Here is, word hy gekruisig. Maar interessant genoeg, Andreas, en daar sal jy sien, die kruis lyk anders as Jesus se kruis. Omdat hy te veel respek het vir wie Jesus Christus is, dring Andreas aan dat hy nie op dieselfde kruis as Jesus gekruisig word nie, maar op hierdie kruis. Hulle noem hom die Salter, daardie kruis. En so word Andreas in 60 na Christus tereggestel, die 30ste November 60 na Christus om presies te wees. En om nou die Skotse vlag, dan ek kan weer vir my by die volgende skyfie sit. Om die Skotse vlag te verstaan, moet 'n ou nou dit verstaan en 772 jaar vorentoe spring in die lewe. Daar is 'n rebellie van die Skotte, 'n Skotse rebellie teen die Engelse Æthelstan. En die leier van die Skotse rebellie se naam is Ungus. En Ungus was 'n diepgelowige kind van die Here, wat die woord van God liefgehad het. En interessant genoeg, een van die mense in die Bybel wat Ungus die meeste aangegryp het, was Andreas. En die Andreas se geloof van, Here, ek het min, maar in u hande word dit baie. En in 832 na Christus is die Skotse rebellie aan die gang onder Ungus. En hulle staan voor 'n groot veldslag in die aand. Die volgende dag sal die veldslag wees.
En Ungus besef dat sy manskappe is omtrent 1-3 uitoorlê of in die minderheid teenoor Ethelstan. En hy bid daardie aand vir die Here en hy sê, Here, as ons môre moet aanval, gee vir my 'n teken. Maar as U wil hê ons moet wegstap van hierdie veldslag af, gee my nie 'n teken nie. En die storie gaan dat die volgende oggend, toe hulle opstaan, toe sien Ungus en sy manskappe 'n kruis soos daai in die wolke. Die Salter. En Ungus maak 'n belofte aan die Here en sê, as U aan ons vandag die oorwinning gee, sal ek hierdie teken op my vlag sit. En tot vandag toe is dit die Skotse vlag. Die doodgelowige Andreas se naam leef vandag nog voort. Want broers en susters, God bou sy koninkryk met gewone mense. God bou sy koninkryk met mense wat die bloed van Jesus Christus aan hulle harte smeer. En volgende keer as u rugby kyk of die Skotse vlag sien, dink aan Johannes 6 vers 9. Aan die geloof van Andreas. En dan laastens, en hier gaan ek baie kort gaan, is 'n preek op sy eie. Johannes sluit hierdie gedeelte af, hierdie wonderwerk, deur Psalm 23 in hierdie laaste paar verse te vervul. Dis die Nuwe Testamentiese weergawe van Psalm 23 en daarmee wil ek afsluit. Oor hoe Johannes kom en sê, kyk mooi en sien dat Jesus die herder is waarvan Dawid praat. En hy openbaar hierdie waarheid, hierdie herder waarvan Dawid praat, openbaar hy in die laaste verse van Johannes 6 in hierdie gedeelte. En ek gaan dit vinnig saam met u lees in vers 5. Toe Jesus rondkyk, dit beteken soos 'n herder na sy skape kyk, soos 'n herder uitkyk vir sy skape, begin hy hierdie gedeelte. En dan sê hy in vers 10. Hy vat hulle en hy sê vir hulle, laat die mense gaan sit. En dan praat hy van 2 plekke. Laat hulle gaan sit op die gras. Psalm 23. U vat my na groen weivelde. Hy laat hulle sit langs die see van Galilea. U bring my by waters waar daar vrede is. Hy breek die brood. U gee my nuwe krag tot die eer van die naam. Ons het dit gelees in vers 16 tot 21. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, sê Psalm 23. In vers 16 tot 21 vertel die verhaal van die disippels wat op die water uitvaar. Jesus kom in die storm na hulle toe aangeloop en die oomblik as Jesus in die skei inklim, bedaar die storm en hulle kom by die oorkant van die see van Galilea. Selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Selfs al gaan ek deur die storms, is hy by my. Hy sê in vers 12, nadat die mense versadig was, u laat my by 'n feesmaal aansit, dat ek versadig kan eet. En dan vers 13, hulle het toe dit bymekaar gemaak, en daar was 12 mandjies oor. Die ou vertaling sê, u maak my hoof vet met olie, want u seëninge is oorvloedig in my lewe. En so word Jesus die herder van Psalm 23. Ek sluit af vanmôre. Hierdie is meer as 'n wonderwerk, broers en susters. Hierdie is die kragtige werking van God. En ek wil vra vanmôre, ons smeer nie meer die bloed aan ons deurkusyne nie. Smeer vanmôre die bloed van die lam aan jou hart. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons kyk so baie keer vas in die wonderwerk
en staan net in verwondering oor die brood en die visse wat vermeerder het. Maar Here, U het dieper vanmôre in ons geloof ingedelf. U het dieper geboor as wat ons ooit sal kon dink. Here, mag ons vanmôre die bloed van U lam aan ons harte verf. Mag ons vanmôre, Here Jesus Christus, ons harte aan U gee, sodat ons U kinders kan wees. Ons wil dit bid in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 501. Lied 501 sê, ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, God is my Vader, ek sy kind. My anker is daar vasgemaak, ek glo, niks sal dit los laat raak. Dit is wat ons leer vanmôre uit die woord van God uit. Christus weet, hy is jou anker en hy is jou rots. Kom ons gooi vanmôre ons ankers diep in die liefde van Christus in. Lied 501 vers 1 en vers 2 terwyl ons staan. Ontvang die seën van die Here en gaan met die wete dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u sal wees en met u sal bly. Amen.